Vir dekades is ons, boere, Afrikaners, internasionaal beswadder, die slegste van die slegtes, van media tot parlemente oorsee, tot ons kinders se klaskamers. Maar vandag draai daardie gety. Vir die eerste keer begin die wêreld die waarheid oor Suid-Afrika en oor ons as 'n volk raak sien. Die rede vir ons swak beeld was eenvoudig. Die pen was magtiger as die swaard. Sedert die 70's het ons die propagandastryd verloor en ons vyand se pen was sterker as ons sin. Maar nou begin ons uiteindelik terrein te wen. Daarom moet ons as volk seker maak dat die waarheid altyd eerste kom, dat dit seevier bo egos en selfverheerliking. Om die waarheid te laat seevier noodsaak ongelukkig 'n onderlinge stryd tussen ons volksgenote. En dit is ons plig om die leenaars onder ons volk te vernietig. 'n Volk wat die waarheid verraai, grawe sy eie graf. Ek glo van harte dat die boodskap in hierdie video teenswoordig die belangrikste boodskap is wat ons mense moet hoor. So deel asseblief die video so ver as moontlik. Om 'n politieke narratief te beheer is sekerlik die belangrikste aspek daarvan om politieke mag of seggenskap af te dwing. Dit is immers hoe die ANC in hierdie land aan bewind gekom het. Gedurende die stryd teen apartheid het die ANC en sy internasionale vennote daarin geslaag om die wêreld te laat glo dat die Afrikaner uit die bose is. So het die vorige Amerikaanse president Joe Biden byvoorbeeld in 1986, toe hy nog 'n senator van die staat Delaware was, Afrikaners skaamteloos uitgemaak as uit die bose. I listen to this rationale first of all. It is the leaders of South Africa and their people, black and white, who have the majority responsibility. They must rise to it. Well, they are rising to it. They're rising to it. The only thing left available to them with that repugnant regime of Afrikaners there. Hierdie tipe stigmatisering het ons volk so isoleer en verlam, dat ons uiteindelik gewilliglik, sonder dat ons daartoe gedwing is, in 1992 ingestem het om die Republiek van Suid-Afrika te laat omskep in 'n multikulturele liberale demokrasie met die ANC aan bewind. Baie mense was natuurlik van mening dat hierdie nuwe era 'n era van hoop, vrede en voorspoed sou inlei, maar enige iemand wat die daaglikse nuusgebeure in hierdie land vir die afgelope 10 jaar, maar veral die afgelope 10 maande dophou, sal weet dat daardie droom en daardie ideaal al lankal dood is. Tog glo baie van ons mense steeds, bewuslik of onbewuslik, baie van die leuns teen ons eie volk wat gebruik word om die mees gruwelike stappe denkbaar, soos grondonteeneming sonder vergoeding, te regverdig. Die leuen dat ons volk vanaf ons voorouers se aankoms in die Kaap in 1652 net hier kom steel, plunder en verdruk het, is al so erg in ons keelgatte afgedruk vandat ons nog klein kindertjies in die skool was, dat dit baie van ons mense huiwerig en bang maak om vir ons volk se godgegewe regte en vryhede op te staan. In hierdie video gaan ons kyk na hoe hierdie leuen gebruik word om ons volk se vryheidsstryd te verlam en hoekom dit so belangrik is om leuns te beveg in hierdie vryheidsstryd, veral wanneer hulle kom van mense wat soos ek en jy lyk. Die leuen is 'n baie ou strategie van die bose. Dis nie sonder rede dat die duiwel self in Johannes 8 die vader van die leuen genoem word nie. In ons eie volk se geskiedenis was dit ook 'n kenmerkende strategie van ons vyande. Een ou voorbeeld hiervan was die Skotse sendeling van die London Missionary Society, John Philip, na wie se seun die dorp Philippolis in die Vrystaat uiteindelik vernoem sou word. Philip het gedurende die 1830s met die aanvang van die groot trek herhaaldelik aan die Engelse publiek en die Britse parlement briewe geskryf en gelieg oor die sogenaamde wreedheid van die boere teenoor swart mense. Hierdie leuns is natuurlik spesifiek gebruik om die voortrekkers wat uit die Kaapkolonie uitgetrek het as 'n vorm van 'n verset teen die Britse imperialisme swart te probeer smeer. Dieselfde strategie is deur verskeie Britse joernaliste en politici gedurende die 19de eeu gebruik om die Britse publiek op te sweep teen die boererepublieke en uiteindelik om steun te werf in die publiek vir die Eerste en Tweede Vryheidsoorloë toe Brittanje ons soewereine internasionaal erkende volksrepublieke aangeval het en op die wreedste denkbare manier
by wyse van die verskroeiende aardebereid en die konsentrasiekampe ons mense en veral ons vrouens en kinders vernietig het. Tydens die Tweede Vryheidsoorlog en te midde van die gruweldade wat die Britse weermag teen ons vrouens en kinders gepleeg het, was die getuienis van die waarheid by monde van 'n Brit, Emily Hobhouse, juis een van ons sterkste wapens oor see gewees. Magtiger as enige geweer in 'n boer se hand, was hierdie merkwaardige jong vrou se dapperheid en bereidwilligheid om op te staan vir die waarheid van ons eie mense. Toe ons in 1961 uiteindelik weer 'n vrye republiek op die been bring, het ons vyande met dieselfde probleem gesit as wat hulle in die 19de eeu gehad het. En hulle natuurlik tot presies dieselfde ou strategie gewend. Ons is vertel dat ons onderdrukkers is, ten spyte daarvan dat die welvaart van die swart mense in hierdie land tydens die 1960s en die 1970s onder die nasionale party se bewind na die hoogste in Sub-Sahara Afrika gestyg het, ver bo die lande wat bo ons was voor die MP se bewind, soos byvoorbeeld Rhodesia. Die groot ikoon van die sogenaamde struggle, Nelson Mandela self, het gedurende die 1940s aan die Universiteit van die Witwatersrand studeer, 'n universiteit wat in 1922 deur die Unie-regering van Jan Smuts opgerig is. Hierdie is maar slegs een voorbeeld wat uitwys watter tipe blaatante leuen dit is, dat die wit man die swart mense van hierdie land van geleenthede ontneem het of die land geplunder het, terwyl die swart mense al hierdie honderde jare krepeer het onder die wit man. En tog word hierdie aanname so dikwels vandag gemaak in skoolhandboeke en in die hoofstroom media en selfs deur ons eie mense en ons eie Afrikaner organisasies en marxistiese ikone word soos Mandela opgehemel as vryheidsstryders. Wanneer ons eie organisasies ons volk se vryheidsstryd verlam en belemmer deur ons vyand se narratief gedeeltelik of in die geheel te bevorder, dan is dit ons roeping om hierdie standpunt in te neem. Die probleem is dat wanneer jy vanuit 'n Christelik nasionale beskouing 'n vryheidsstryd aandurf, jy nie kan toelaat dat jy uit die staanspoor op die agtervoet geplaas word in die retoriek nie. Verset teen tirannie begin deur bloot eenvoudig op te staan en die waarheid te praat, daar waar jy sien die leuen gepropageer word. As u hierdie inhoud waardevol vind, kan u gratis op WhatsApp ons nuus en opdaterings ontvang. Volg net die instruksies onder aan die skerm. Soos die voorbeeld van Emily Hobhouse ons leer, en soos verskeie ander voorbeelde uit die voorgeskiedenis van ons volk, soos Martin Luther se kragtige getuienis vir die waarheid teenoor die dwaalings en vergrype van die Katolieke Kerk op daai tyd, is die waarheid werklik magtiger as enige ander wapen in die arsenaal van die vryheidsstryder. Dit was dan ook die stryd om die waarheid vir die evangelie wat daartoe gelei het dat ons Franse hugenote en Nederduits gereformeerde voorouers hier in Suid-Afrika kom vestig het. En so loop die stryd vir die waarheid soos 'n goue draad reg deur die geskiedenis van die Afrikaner en die boerevolk. Ons volk se republikeinse strewe na ons eie land was nog altyd gebou op die beginsel wat Christus self vir ons uiteengesit het. Johannes 8 vers 32, naamlik dat ware vryheid net gebou word op die waarheid. Dit is waarom dit vir die Willem Petse groep so belangrik is dat die waarheid moet seëvier. Die werk wat ons doen gaan nie net daaroor om argumente te wen teen die linkses nie, maar dit gaan ook daaroor dat ons die stryd wat ons vir ons volk voer op die beginsel van die waarheid. Fantasie gaan immers nie ons volk help om vry te kom van die onderdrukking wat ons tans beleef nie. Ons glo dat hierdie stryd om die waarheid juis nou een van die kernpunte in ons volk se vryheidsstryd behoort te wees. Met die ANC wie se posisie hierdie jaar dramaties verswak het ons volk nou 'n guldige geleentheid om konstruktief te begin bou aan ons eie ideaal van 'n vrye onafhanklike republiek. Ons moet nou bou. Maar 'n volkshuishouding wat gebou word met leuns sal nooit in staat wees om die propagandaoorlog te wen en die vryheid waarna ons smag te verower nie. Ons mag nou, meer as ooit tevore, onder geen omstandighede toelaat dat die vyand die politieke narratief beheer en vir ons vertel ons ideaal van vryheid is ongeoorloof nie.
Die feite van ons huidige situasie en die werklikheid van die toestand wat ons volk tans beleef, vereis net dit. As ons toelaat dat leuns ons volkslewe deursuur, dan kan ons immers nie verwag dat die Here ons bouwerk sal seën nie, want dan bou ons nie 'n volkshuishouding op vaste fondamente tot sy eer nie. En dit is presies wat ons geroep is om te doen. Die Christelik-nasionale Afrikaner filosoof Dr. H.G. Stoker skryf in sy bekende werk Die stryd om die ordes, dat elke volk op aarde, ook die Afrikaner, 'n eie aard, eie taak, eie bestemming en eie roeping het as 'n volk. Ons staan nie net as individue voor die Here nie, maar ook as 'n volk verantwoordelik voor hom om op te staan vir die waarheid en die leuen te vernietig. Alleen wanneer ons dit begin doen, sal ons die nodige durf en moed as 'n volk hê om ons eie taak en ons eie roeping te vervul en so ons eie bestemming en ons eie vrye plek te bereik. Indien ons egter die pad van kompromie, verswyging of selfmisleiding stap, dan sal ons nie net ons politieke stryd teen ons vyande verloor nie, maar ook ons geestelike en kulturele roeping versaak. Dis net 'n volk wat bereid is om op te staan vir die waarheid, wat uiteindelik die seën van die Here dra en 'n blywende toekoms sal bou vir sy kinders en sy kleinkinders. Die geskiedenis wys ons daarop dat elke enkele geslag Afrikaner gekonfronteer was met die vraag of ons gaan stil bly en saamleef met die leuen en of ons gaan opstaan vir die waarheid, ongeag wat dit ons kos. Die geskiedenis leer ons dat die Here nog altyd ons volk beskerm het wanneer ons op die fondament van die waarheid gebou het en dat wanneer ons die waarheid verruil het vir die leuen, ons donker dae in die gesig gestaar het. Mag hierdie geslag boere Afrikaners dan een wees wat nie terugduins nie, maar wat die fakkel van die waarheid hoog hou, sodat ons nageslag kan lewe in vryheid en lig. As u hierdie video tot hier gekyk het, glo ek dat u verstaan hoekom dit van kardinale belang is om die stryd van die pen te voer. Dit is presies die rede waarom die Willem Petzer groep in die eerste plek gestig is, om namens ons mense hierdie propagandastryd te beklei. Ons is die enigste beweging wat doelbewus fokus op hierdie beslissende taak, om die harte en gedagtes van die wêreld teenoor ons volk te verander. Ons vra dat u ons hande sterk sal maak deur 'n betalende lid te word. Stuur eenvoudig die woorde "teken my op" na die nommer op die skerm en ons sal terugkom na u met die proses en voordele. Baie dankie dat u saam staan en mag God u elkeen ryklik seën. Totsiens.